Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by ons eerste boodskap na afloop van die verkiesing. Die Here se woord sluit dan ook vandag aan by die situasie in ons land met die tema in 'n tyd soos hierdie. Kom ons doen net eers 'n gebed. Here, ons bevind ons tans in 'n baie onsekere tyd in ons land. En daarom is dit so nodig dat U vandag met ons op 'n baie helder en 'n baie duidelike wyse moet praat. Ons bid, Here, maak dit nou baie stil in ons harte, sodat ons kan hoor wat die Gees van God in 'n tyd soos hierdie vir ons elkeen wil kom sê. Ons bid dit met 'n verwagting in ons hart, in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, ons skriflesing Ester hoofstuk 4 vers 6 tot 8 en dan ook verse 12 tot 14. Vers 6. Hatak het na Mordegai toe gegaan op die stadsplein voor die poort van die paleis. Mordegai het hom alles vertel wat gebeur het, selfs van die presiese hoeveelheid silwer wat Haman onderneem het om aan die skatkis van die koning te lewer as hy die Jode mag doodmaak. Hy het ook vir Hatak 'n afskrif gegee van die proklamasie wat in Susan uitgevaardig is en waar volgens die Jode doodgemaak moes word. Hatak moes dit aan Ester wys, haar alles vertel en haar versoek om na die koning te gaan. Sy moes hom om genade smeek en vir haar volk intree. Hatak het toe Mordegai se boodskap aan Ester gaan oordra. Ester het hom geantwoord met 'n langerige boodskap en onder meer gesê dat sy nie sommer uit haar eie uit na die koning toe kon gaan nie. Vers 12. Die boodskap van Ester is aan Mordegai oorgedra en hy het geantwoord: Moenie dink net jy van al die Jode sal vrykom omdat jy in die koning se paleis is nie. As jy nou swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. En dan ons teksvers vandag. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Liewe broer en suster, liewe vriende, ons het die afgelope week 'n baie belangrike verkiesing in ons land gehad en ons sal maar nog moet sien op watter wyse die uitslae ons land gaan beïnvloed, watter koalisies gaan gevorm word en hoe alles mettertyd gaan uitspeel. Maar vriende, as daar nou een ding is waaroor ons geen twyfel hoef te hê nie, is dit dat die Here in totale beheer is. En dat hy die verloop van die geskiedenis en ook die toekoms van ons land in die holte van sy hand vashou. Vriende, die Here het op my hart gelê om vandag met julle vanuit die boek Ester te praat oor 'n tyd soos hierdie. En net soos in Ester se tyd waar die Jode hulle in 'n baie slegte en 'n donker tyd bevind het, so bevind ons ook vandag in 'n donker tyd, baie onsekere tyd. En net soos daar vir hulle lig deurgebreek het en uitkoms gekom het, net so glo ek dat dit ook na ons toe op pad is en dat God ook in ons omstandighede agter die skerms aan die werk is en besig is met ons. Liewe vriende, die boek Ester speel in die Persiese ryk af, tydens die regeringstyd van koning Ahasveros, die koning wat ook as Xerxes I bekend gestaan het. Op daardie stadium was 'n taamlike groot deel van die Joodse volk nog ballinge in Persië, nadat hulle deur koning Nebukadneser uit Jerusalem uit weggevoer is. Die Perse het intussen die Babyloniese ryk oorgeneem, die Babyloniese ryk verower
En die Jode is toe die keuse gegee om na hulle land toe terug te keer, maar baie het na die 70 jaar van ballingskap agtergebly in die Persiese Ryk. Ester was 'n weeskind uit 'n Joodse familie wat ook agtergebly het. En na haar ouers se dood is sy deur haar veel ouer neef Mordegai as dogter aangeneem. Dit alles net so ter agtergrond. En nou lees ons in hoofstuk 2 dat Ester besonder mooi was. Sy het groot geword, sy was 'n besonder mooi meisie, en hoe dit dan ook gebeur het dat koning Ahasveros vir haar gekies het om in Vasti se plek koningin van Persië te word. Toe die koning vir hom weer 'n vrou soek, toe val sy keuse op Ester, 'n Joodse meisie. Maar dit sou hy eers later uitvind toe Ester vir haar volk kom intree het, kom pleit het. Vriende, nou skemer dit baie duidelik in die boek deur hoe dat die duiwel beplan het om van die Jode ontslae te raak. En die instrument wat hy hiervoor sou gebruik het, was 'n bose man met die naam van Haman, 'n hoë amptenaar en 'n vriend en 'n vertroueling van koning Ahasveros. Dit was die wreedaardige Haman wat die geslepe plan gemaak het dat al die Jode op 'n bepaalde dag om die lewe gebring moes word. En vir hierdie massamoord op die Jode het Haman op 'n slinkse manier die goedkeuring van die koning verkry en ook die koning se seelring, wat hierdie proklamasie 'n wet van die Mede en Perse gemaak het, en wat dus op die gesag van die koning self uitgevaardig is, en wat daarom ook nie teruggetrek kon word nie. So, liewe vriende, Ester word dus op 'n baie kritieke en 'n donker tyd aangewys as die nuwe koningin van Persië. Min wetende dat sy eintlik God self se aanstelling was. Dat sy 'n baie belangrike skakel in God se plan was om haar volk van uitwissing te red. En daarom lees ons hierdie veelzeggende woord van haar neef, of ons kan ook sê haar pleegpa, Mordegai, in Ester 4 vers 14. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Vriende, hierdie woorde is 'n absolute sleutelteks in die boek Ester. En broer en suster, so word hierdie baie mooi, maar ook eenvoudige Joodse meisie 'n werktuig in die hand van God, om haar volk in 'n baie donker tyd te help, en hulle inderdaad van uitwissing te red. As die nuwe koningin kry Ester dan toe ook later die geleentheid om haar man, koning Ahasveros, te beweeg om ook 'n tweede wet uit te vaardig, waar volgens aan die Jode goedkeuring verleen is om hulle self, as die aanval op hulle geloot sou word, om hulle self te mag verdedig. En vriende, met God se hulp verslaan hulle dan toe al hulle vyande wat gekom het om hulle uit te moor. En die bose Haman, wat intussen 'n groot galglad bou het vir Mordegai, vir wie hy gehaat het, omdat Mordegai geweier het om voor hom te buig, Haman word toe op 'n heel ironiese wyse self aan daardie galg opgehang wat hy vir Mordegai laat bou het. Liewe vriende, sonder enige twyfel was God self in hierdie gebeure betrokke, en was dit hy wat ook aan die Jode die oorwinning gegee het. Die boek Ester vertel dan ook verder hoe dat die Purimfees na aanleiding van hierdie gebeure ingestel is, en hoe dat die Jode hierdie besondere oorwinning oor hulle vyande steeds elke jaar met die Purimfees gedenk.
Liewe vriende, in hierdie verhaal leer ons 'n hele paar lesse. Ek wens ek kon dit alles in detail met julle behandel. Daar's ongelukkig nie tyd daarvoor nie. Maar ons sien hoe dat die mag en bose planne van leiers, mense en selfs 'n volk se lewe en voortbestaan kan bedreig. Maar ons sien ook iets heerliks. Ons sien hoe dat die almagtige God bokant goddelose leiers en hulle bose planne uittroon en hoe dat hy onopsigtelik agter die skerms aan die werk is om dinge vir sy volk goed en reg te laat uitwerk. Niks van die gebeure waarvan ons in hierdie boek lees, het sommer net toevallig gebeur nie. Sonder enige twyfel was dit die Here wat lief is vir sy volk, wat sy beskermende hand oor hulle gehou het. Al het hy ook toegelaat dat hulle in ballingskap weggevoer is, en al moes hulle ook deur 'n baie moeilike en verdrukkende tyd in hulle geskiedenis gegaan het. Dit is die Here, hulle God, wat steeds by hulle betrokke was. Dit is die Here wat in beheer was en wat op sy tyd van bo af ingegryp het en ook die regte mense op die regte tyd gestuur het sodat daar vir hulle uitkoms en redding kon kom. Vriende, vandag nog het regeringsleiers geweldige mag oor landsburgers. En kan 'n regering dit vir hulle onderdane baie moeilik maak. Ook in ons dag is daar nog talle leiersfigure soos 'n Haman van ouds wat magsugtig en korrup is en hulle oor mense verhef en allerlei bose planne beraam om hulle agendas tot uitvoering te bring. Maar net soos die bose Haman is ook hulle ondergeskik aan God. Hulle mag dalk groot in hulle eie oë wees, maar hulle is klein en gering voor die almagtige God. En hulle sal ook aan hom verantwoording moet doen oor die wyse waarop hulle met hulle gesagsposisie omgegaan het. Dit het my laat dink aan Jesus se woorde, toe hy tydens sy verhoor aan Pilatus gesê het: "U sou geen gesag oor my gehad het, as dit nie van bo af aan u gegee was nie." Johannes 19 vers 11. En in Daniël 2 lees ons ook van God se absolute gesag en beskikking oor alle regeerders. Ek haal vir ons aan, mag die naam van God altyd geprys word. Hy aan wie die wysheid en die mag behoort. En luister dan. Hy wat tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel. Liewe vriende, skep vandag moed dat God ook in staat is om in ons land, selfs na die verkiesing, nog verdere veranderinge en skuwe te maak. Hy is volkome in staat om op sy tyd nuwe leiers daar te stel, Christelike leiers ook vir ons te gee. En hy is ook ten volle in staat om ook die tye en omstandighede in ons vervalle land, ons stukkende land, totaal te verander. Vir die verdrukte en bedreigde Jode in Persië het hy nie net beskerming gebied nie, maar hy het ook op sy tyd uitkoms en oorwinning en nuwe voorspoed gebring. En ons moet tog vandag ook raak sien hoe dat hy 'n eenvoudige jong meisie soos Ester in hierdie proses gebruik het. Met die oog op 'n tyd soos hierdie het God haar as Joodse meisie gebruik om op 'n heel onverwagse en vreemde manier koningin van Persië te word. Iets wat op sigself 'n wonderwerk was. En liewe vriende, vandag nog is niks vir God onmoontlik nie.
ook nie wat ons toekoms in Suid-Afrika betref nie. En vriende, dis belangrik dat ons ook vandag moet raak sien dat God ook vir ons as instrumente en werktuie in sy hand kan en wil gebruik. Esther was 'n eenvoudige meisie, Joodse meisie wat koningin moes word. Iets wat voorware 'n groot uitdaging moes gewees het en wat vir haarself lewensbedreiging ingehou het. Toe sy voor die Persiese koning vir haar volk moes gaan pleit het en terselfdertyd ook haar Joodse identiteit aan die koning moes bekend maak. Sy kon selfs met haar lewe daarvoor geboet het. Maar, liewe vriende, 'n dapper Esther het daarin geslaag in haar rol omdat sy binne God se plan en sy wil beweeg het en God haar die koning se guns laat geniet het. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Mordegai, haar neef en haar pleegpa was 100% reg in sy beoordeling van hierdie enorme rol wat sy moes speel om haar volk te help red. En nou wil ek graag ten slotte ook die vraag vra, wat is die rol en die verantwoordelikheid wat ek en jy ook in ons tyd hier in Suid-Afrika moet speel? Wat is ons taak en roeping in 'n tyd van verval wat ook deurgesyfer het na soveel terreine? Waar en hoe kan ek en jy 'n bydrae maak om na hierdie verkiesing ons land te help opbou en 'n nuwe lewenskwaliteit vir ons mense te help skep? Ek glo, liewe vriende, God roep al sy kinders vandag op om in ons tyd 'n verskil in ons land te help maak, ooreenkomstig die gawes en geleenthede ook wat hy vir ons gegee het. Vriende, ons laaste gedagte. Esther het 2 name gehad. Esther en Hadassa. Esther was haar Persiese naam en Hadassa was haar Joodse naam. Die naam Esther het ster beteken. En in haar reddingsoptrede vir haar Joodse volk was sy inderdaad 'n ster. Kom ons wees dan ook 'n Esther, 'n ster vir die Here. Iemand wat helder skyn in 'n tyd soos hierdie, om die Here se koninkryk in ons land te help uitbrei, deur ons helder en onverskrokke getuienis, maar ook deur ons diensbaarheid en ook deur ons volhardende gebed vir ons land. Ons moet nie nou ophou bid vir Suid-Afrika nie. 'n Ster wat ook skyn vir die Here en wat help om rigting te gee in 'n donker tyd. Ons land, liewe vriende, het elke ware gelowige se hulp so ontsettend nodig om mense te help om terug te keer na God en terug te keer na die weë van die Bybel. Maar, liewe vriende, ook Esther se Joodse naam, Hadassa, was propvol betekenis. Dit het onder meer die betekenis van mirteboom gehad. Mirteboom, 'n immergroen boom met donker blink blare en wit blomme wat veral in versierings gebruik is. Maar ook 'n boom wat veral bekend was vir sy geurende olie. Kom, ons gaan wees dan ook vir die Here in Hadassa, 'n mirteboom. Mense wat as God se versierings gebruik kan word met ons skoon en voorbeeldige lewens om 'n stikkende land te help mooi maak. Maar ook mirtebome wat ons geurende en genesende olie beskikbaar sal stel om 'n aangename geur, die geur van Christus, en genesing te help bring aan 'n land en aan mense
wat dit so nodig het. Liewe vriende, God het destyds 'n doodgewone Joodse meisie gebruik om sy volk van ondergang, van uitwissing te red en hulle omstandighede te verander. Hoor dit vandag, dat God ook vir jou en my wil gebruik om in 'n tyd soos hierdie 'n verskil in ons land en ons gemeenskap en ons leefwêreld te maak. Kom ons wees dan gewillig en gehoorsaam om deur hom gebruik te word. En kom ons vertrou hom dat daar deur sy genade ook vir ons 'n baie mooi toekoms voorlê. Amen. Vriende, ons slotlied is sommer ook ons slotgebed. Dis 'n lied wat my seun 'n paar jaar gelede uitgebring het, toe hy nog gesing het. Die lied se naam is Gebed vir Suid-Afrika. En vriende, druk gerus die subscribe knoppie as jy gereeld ook hierdie boodskappe wil ontvang. Liewe vriende, en daarmee groet ek dan vir julle. Gaan wees 'n Ester vir ons land in 'n tyd soos hierdie. Vrede vir jou. Amen. Uit gisternag se grou vloei daar haat en berou. Laat ons mekaar vergeef en saam na vrede streef. Ons moet hande vat en bou, maar ons drome het vervlou. Is daar hoop vir hierdie land, of gaan als in vlamme brand? Vader, bewaar ons bid om genade. Vader, vergewe die onreg en skade. Vader, ons vra U, kom gee ons die hand. Vader, ons smeek U, genees ons mooi land. Kom ons draai terug na die Heer en ons doen wat hy ons leer. Kom ons bid en leef sy woord en staan saam teen al die moord. Stop die misdaad en geweld, los die dolgejaag na geld. Laat ons ander respekteer en mekaar se erfgoed eer. Vader, bewaar ons bid om genade. Vader, vergewe die onreg en skade. Vader, ons vra U, kom gee ons die hand. Vader, ons smeek U, genees ons mooi land. Vader, bewaar
Ons bid om genade. Vader, vergewe die onreg en skade. Vader, ons vra U, kom gee ons die hand. Vader, ons smeek U, genees ons mooi land. Vader, ons smeek U, genees ons mooi land.